Sê julle, ons is besig met die tabernakelreeks en keer Abba vir dit, ons het vir die skatte wat hulle afgelope paar jaar, die jaar vir ons gegee het, hierdie mooi skatte. Hy sê in Spreuke 2 staan daar geskryf dat hy gee ons hierdie skatte vir die wat dit soek. En ons het hierdie soeke, ons het hierdie honger vir dit en ek eer Abba vir dit, dat hy kom en elke keer kom maak hy net hierdie woord so oop deur sy gees. En dit is so lekker om hierdie skatte te kry. Ek het weet dit geniet nie, maar ek geniet dit baie. En ons baie dankbaar. En ons bid en vra dat Abba ons nog meer en meer sal leer en dat sy woord nooit sal ophou. Dat sy hierdie wat hy vir ons gee nooit sal ophou nie. Ons het laasweek het ons begin met die tafel van toonbrode en ek gedink dit gaan net vinnig wees die tafel van toonbrode, maar nee, Abba sê nee. Ons gaan ons so 3-4 weke op die tafel van toonbrode spandeer. Dis ons op die menorah en ons is nog actually nie klaar met die menorah nie. Ons kom by die Holy of Holies, gaan ons begin praat met die 7 trompette en die 7 bubbels en die raf en alle dinge. Maar ons wou sit vir dan. Maar die tafel van toonbrode het ons laasweek wat so mooi prentjie is en so mooi naam is van die tafel van toonbrode is hierdie panim lachem. Panim lachem. Nou die een van die ek het laasweek gesê van el panim beteken face to face. Nou hierdie panim is hierdie face, hierdie as jy Engels het mooi hierdie face bread, lachem is brood, soos die gesigbrood, is hierdie brood wat ons kom eet en alles se aangesig voor hom kom sit en eet by hom elke dag. En so weet ons dat ons eendag saam met Vader, saam met Yeshua, die tafel gedek wees en ons as die bruid gaan weer eet. Soos het Moses geëet het, en Aaron hulle geëet het voor Vader se aangesig, soos Abraham brood geëet het. So kan jy net dink hoe dit gelyk het. Ons het gespreek laasweek van hoe die tafel van toonbrode gelyk het. Ook gepraat van die akasia hout waarmee hy gemaak is. Die akasia hout wat daai dorings is, hierdie harde hout is, hierdie donker hout is, wat ook hierdie swaar tye verteenwoordig van ons lewens. As ons in ons roeping baie keer ingaan, kry jy hierdie moeilike tye ook. Dis nie net sonskyn en rose nie. Dis nie net melk en honing nie, maar daar's bietjie oorlog, daar's bietjie fight ook. Maar dan kom Vader en hy kom cover hierdie swaar hout, hierdie harde hout, kom cover hy met hierdie mooi goud. En dis die prentjie wat ek laasweek wat Abba vir ons geleer het, wat hy kom inkleer het, hierdie gesê hierdie beeld van Hebreërs 10, hierdie beeld wat die skadu wat dan gevolg het daarna, die skadu wat heeltyd die beeld moet volg en dat jy nie die beeld kan wegvat nie, maar om te skadu, as die skadu nie kan wees nie. En dis presies, die tabernakel is hierdie beeld en die skadu's wat volg. En dit is alles kan ons leer, ons met die skadu's kan ons leer hoe Yeshua dit kom opvul het, hoe hy kom maak het, want hy hierdie skadu's kom volmaak vir ons, kom inkleer. Dit is so mooi is. So, ons het ook gesien dat hierdie tafel het hierdie krone gehad, die 2 krone op hom. Die een kroon wat dan die Yeshua se koninklike kroon verteenwoordig, volgens Melchisedek, die orde van Melchisedek, wat hy koning en priester is, en hy is hoëpriester en hy sit in die regterhand van Vader Jahwe. En ook dan ook die doringkroon wat hy ook gehad het op aarde. So dis alles hierdie tafel met hierdie krone, so Vader kom en hy dek hierdie tafel vir die priesters, wat daar is, en elke Saterdag kom een priester saam met hom in die tabernakel, in die tempel, en so kom en hy sit Yeshua saam met hom. Hy sit hom om daai kroon, die Grieks van daai kroon, is basies hierdie omheining, hierdie beskerming op die tafel, so die toonbrode wat op die tafel is, en ons gaan vandag begin praat oor die brode, is hier verteenwoordig die bruid. En dit is so mooi hoe die bruid beskerm word met hierdie kroon om dit, en dan gaan mooi handbreedte uit tussen die 2 krone, en 'n hand wat verteenwoordig die helpende hand, maar ook die 5 wat beteken genade, deur Yeshua se genade vir die bruid, die beskerming. So ons gaan vandag aangaan, maar ek wil ons lees weer oor die tafel van toonbrode, hoe hy gelyk het, en ek gaan elke keer dit lees, dat ons kan verstaan, want dit is belangrik om te verstaan hoe die tafel gelyk het. So Exodus 25 vers 23, Exodus 25 vers 23 sê, maak ook 'n tafel van akasia hout. 2 el moet sy lengte en 1 el sy breedte, onder 1 half el sy hoogte wees. En trek dit oor met suiwer goud en maak daarvan 'n goue kraans daarrondom. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue kraans vir die lys rondom. So daar's 2 goue kraanse of
kan ons sê dit is kroning. Right daarvoor. Maar as jy sê dit gewoon en maak daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke van die 4 pote. Nou by die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra en maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. Daar met die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word van suiwer goud moet jy dit maak. En op die tafel moet jy altyd weer 'n toonbrood voor my aangesig neersit. Alright. So ons toonbrode gesit geword het en dan het hulle die wierook, die frankincense gevat en bo op die toonbrode se 2 van dit. So ek het laas gepraat van hulle daai tafel, daai goue tafel, eintlik dink daai mooi goue tafel met die menorah se lig wat daar weer galm, daai mooi goue kleur en dan is dit die vars brood, die lekker vars brood met hierdie frankincense weer wat hulle gekry het op die Sabbat, want hulle moes die brood was altyd vars gewees op die Sabbat. Dit is wat een van Vader het al Vrydag gemaak vir die Sabbat, maar Vader sê altyd was dit vars gewees. Soos 'n tafel wat Vader gedek het vir die bruid om in te kom en saam met hom te kom eet elke Sabbat en dankbaar te wees vir die voorsiening wat hy gee. Want Vader sê as jy die brood eet, moet jy dankbaar wees. Sy naam is Yahweh Jireh. Alright. So Yahweh eet saam, soos hy met Abraham geëet het, Moses en Aaron geëet het op die berg. En die 12 brode op die tafel verteenwoordig die 12 seuns van Israel. Alright, die 12 stamme. 12 seuns van Israel, ek het 'n bietjie praat oor vandag by die 12 stamme, en dit verteenwoordig die bruid. Alright. So die stamme, en die bruid vandag is, en dan nou so, as die tafel so mooi is met die krone, en die bruid, wat in die middel is dit nie daai beskerming wat Vader vir die bruid gee wat op die tafel is nie. Dan lees mens die beskrywing van die koninkryk van Yahweh en staan daar in elke stam naby elke deur van die koninkryk. So die name van die stamme, die 12 stamme, gaan daar 12 deure wees wat die name gaan wees. Nou, net so interessantheid is dat Efraim en Dan se name is nie geskrywe in die koninkryk nie. Daar gaan 12 deure wees of 12 hekke wees of poorte wees, ek weet nie presies die naam daarvoor nie, maar basies gaan dit lyk soos parels en dit is waar mense gaan deurgaan in die koninkryk in. Dan in Efraim se naam is nie daarso nie. Onthou, daar's 12 seuns en Efraim en Manasse het bygekom. Dis onder Josef. Right, so op 'n van die dag was daar 14 in totaal gewees, maar daar is net 12 in die koninkryk en dan in Efraim is uit omrede hulle afgodsdiens gedoen. Dan het gegaan, het gestop by Micha se huis. Dis Simson hulle van onder af van die syde af. Hulle het sy afgod kyk die beeldjies gevat en hulle het Micha gehelp en hulle opgegaan en gaan stagneer in die noorde. En dis waar hulle die hoofpeiling gedeelte in die noorde van Israel, waar Nimrod en al sy Easter en Kersfees mense vandaan kom, is van daar bo af, van die noorde van Israel. Dit is op die huis van Israel, en ek gaan praat daarvan, wat geskatter is. So die Hebreë, ek het gesê die Hebreë betekenis die betekenis van die krone is hierdie omheining, en is nie so dat Yeshua wat die omheining is van op die tafel van toonbrode, hierdie omheining, hierdie kroon vir die skapies nie. Die bruid. Dis 'n prentjie van die bruid, die beskerming van die bruid. So in ander woorde, die tafel met die brode wat die bruid verteenwoordig met daai omheining en op die tafel van Yeshua verteenwoordig, daar waar Vader sy altaar is. So met ander woorde, ons kan ons altyd mekaar kan sit, is daar waar Vader kom eet saam met ons, daar waar hy face to face, daar waar hy Elpanim legem saam met ons, kom hy en hy sit sy bruid daarso en sy seun Yeshua beskerm sy bruid vir die ete. En dit is wat presies eendag gebeur met die bruidsmaal. So die brode het ook 'n betekenis gehad van voorsiening, maar ook weet ons was die brode was ook Vader sê eet vir dankbaarheid en Yeshua kom later in Korintiërs en hy sê dat dit is ons dink aan sy liggaam. Dis sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy liggaam wat seer gemaak is en ons moet dink daaraan, ons moet doen gereeld ons die brood eet. So daar's twee verskillende, dis die voorsiening natuurlik en dan op die geestelike prentjie. Right, so ook die bruid wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig, so daar waar 'n bietjie gaan vassteek. Ons gaan 'n bietjie vassteek met dit, die brode. So ons weet almal van die liggaam van Yeshua wat gebreek is, maar ons gaan nou die volgende 3 weke praat oor hierdie brode, hierdie 12 brode. 6 een kant en 6 ander kant.
En mag Abba ons leer oor hierdie brode, want dit is baie belangrik, want dit verteenwoordig die bruid. En hier is so 'n groot verskil oor die bruid. Dit gaan oor die identiteit van die bruid, en ons bruid, die bruid, se identiteit uit die identiteit vandag nie. Want die bruid weet nie meer wat is die bruid. En dit is belangrik dat ons waar ons leer. Want ons groot verwarring onder broers en susters. Want baie is onder indruk dat die wette en insettinge vir die Jode is. Baie weke in die Ou Testament is nie meer nodig nie. Wat? Ons het laasweek gehad. 'n dogtertjie het uitgekom het hierso na die toer, terwyl die toer besig was, het sy daar kom staan by die badkamers en sy het gesê, maar hoekom doen hulle nog hierdie Ou Testament goeders? Nadat ek daar binnekant vertel het, ek het letterlik gestaan so en wys die son op my is geskyn dat ek die beeld is in die skadu. Ek het hulle verduidelik in die Ou Testament se beeld. Maar hulle sê dit is nie nodig. So baie mense weet, mense moet net glo in Jesus en die Heilige Gees in jou hart hê, dan is jy gered. Dit is so, maar onthou, die tafel staan in die Holy of Holies. Hy staan nie daar buitekant by die bronsaltaar nie, of daar by die waskom nie, hy staan in die Holy of Holies. Die tafel van toonbrode is gedek met goud. Die hele Holy of Holies is gedek met goud. Die koninkryk van Vader Jahweh is gedek met goud. Die ingang, die waarheid, daar waar die waarheid is, eers die ingang, die tweede ingang met die 5 pale in die Mishkan in, dit is die deur. Dit gaan die deur wees wat enig gaan toegaan. En die ander gaan buite wees. So daar is 'n goue gedeelte. Nou dit is 'n afdruk van Vader Jahweh, die tabernakel is 'n afdruk van Vader se koninkryk, van sy troonkamer. Dis 'n afdruk. So alles wat ons staan binne die tabernakel, gaan ons enig in die troonkamer kry. Die tafel wat daar staan, byvoorbeeld laas ek gesê, gaan die tafel wees wat basies waar ons gaan sit as die bruid, as die vrou wat vir die bruilofsmaal kom. Jy gaan nie bruilofsmaal daar onder boom sit nie, daar moet 'n tafel wees. Jy dak 'n tafel, of Vader dak ons 'n tafel en ons gaan saam met hom kom eet eendag, weer eendag as die vrou. En dis die ding, mense verstaan nie dat jy moet daar binnekant is te eet. Daar binnekant. As jy kyk na die gelykenis van die 10 maagde, 5 was binne en die ander 5 was buitekant gewees. Matteus 25 vers 12 sê, maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dis wat jy so sê. Ek ken julle nie. As daai deur toe is, hulle gaan die bruid gaan binnekant, die vrou gaan binnekant wees, die ander gaan buitekant wees. Dit is die gaste. Dis die gaste wat heeltyd van buite die tabernakel, van buitekant in die wêreld, wat inkom en 'n sondes bely, uitgaan weer terug in die wêreld. Maar dit is buitekant in die outer courts. Maar daar's 'n weg waar jy lewe, jy moet ingaan en jy moet kom brood eet, jy moet kom woord eet, jy moet kom lig skyn, jy moet kom worship. Dis in die Holy of Holies. Holies in Holy of Holies. Dis die ding, waar wil jy wees? As ek mense vra, waar wil jy wees? Wil jy net in die hemel wees of wil jy nie koninkryk wees? Want Jesus sê daar gaan baie, jy gaan dit sien, die koninkryk sien, maar jy gaan hom nie beerwe nie. Jy gaan hom sien, jy gaan kyk, daar's die koninkryk. Want hemel kom aarde toe en daar gaan 'n koninkryk wees op. Dit gaan 'n stad wees. In Openbaring 22 sê Yeshua, as net die wat sy gebooie onderhou, gaan reg hê tot die stad. Buitekant is die afgodsdienaars, buitekant is die honde. Dit beteken mense buite covenant. So waar wil jy wees? Dis wat die mense vra, is hemel net genoeg vir jou? Of wil jy die koninkryk wees? Nou het die blikkie gesê en sê, dis net so mooi dat leeu in die lam. Dis wat leeu in die lam gaan saam wees, dit was so 'n tafel gaan sit saam met Vader Jahweh. Maar om dit te doen is daar ietsie wat jy vir almal moet terugdoen. En dit is wees net lief om. En daar's 'n groot gedeelte oor lief, ek gaan nou van praat. Maar die ding is, dis belangrik om die stuk te verstaan, want baie keer klink dinge waar. Of dat jy sien, ek dominee het jou so geleer. Dit klink goed. Dis nie hemel. Dis die norm wat hier buite gestel word. Jy moet dit net maak. Dis al. Maar ons meer. Want wat sê die woord? Wat sê die Bybel? Daar's so 'n mooi liedjie wat nou staan dit in die Bybel. Prof luister na die liedjie nou tyd. Ek sal vir julle speel. Is dit in die Bybel? Ek wou 'n liedjie uitpasy hier buitekant. Want staan dit in die Bybel? Dis al wat ons moet vra. Die vyand kan byvoorbeeld so naby aan die waarheid iets sodra daar is die
van leuns, Johannes 8:44 sê dit, hy is die vader van leuns, en hy gaan jou ring steel, hy gaan jou bruidskap steel, hy gaan jou uit covenant uithaal, want hy wil nie hê jy moet eendag in die koninkryk wees nie, dit is sy mission op aarde, hy wil nie jy moet al wees nie, hy kan ietsie verdraai, en praat is verdraai, dit is verduidelik, as jy 'n kompas vat, 'n kompas het 'n noord en het 'n ware noord, nou as jy net 1 grade, hierso, sien ons is hierso, begin ons, hierso is die middelpunt, en die noorde, ons sê sommer, Silver Lakes is die noorde. As jy net 1 grade hierso uit is, gaan jy so, gaan jy daar in wat staan Johannesburg eindig op einde van die dag, oor die distansie van 10 kilo's. Net 1 grade hierso, die einde is so. Maar die punt is, al twee gaan noord. Al twee wys noord, maar hy is so ver mekaar. En dis die ding, dis wat die vyand doen. Hy kom steel, hy kom vat net 1 grade uit van die waarheid. En die vandag sit so groot. En die vandag sit ons, dat Vader, die Israel, hy is op Israel geskei. En hulle het pagans geword. En Yeshua moes doodgaan, dat hulle kan terugkry. Dis so ver, waar 1 grade verander het. Nie 1 grade. So sê vir my, as jy aan Israel dink, die naam Israel, gaan dink jy wat Israel, wil ek moet sport. Waar dink jy? Waar dink jy as ek praat van Israel? Dink jy aan die Jode? Is hulle die Jode? Ja, ek meen, vandag, alles, Israel, dan dink jy aan die Jode wat vervolg word. Dit is, as jy Israel dink jy aan die Jode, die land Israel. Is dit 'n plek in die Midde-Ooste? Ja, dis weet almal was dit Israel. Verteenwoordig Israel die Ou Testament? Ja. Moses op die berg Sinai, sien jy dit al? Die wette, die mense in Jerusalem, die mense wat Gaza gaan veg het. Hoe sien jy Israel vandag? Is dit die Torah? Of die wet net vir die Jode? Is dit die Ou Testament se stories wat jy net vertel vir jou kinders in die aande voordat hulle gaan slaap? Is dit stories vir jou? Wat is dit? Wat is hierdie Israel Jode? Die Ou Testament, wat is dit vir jou? Kom ons gaan kyk. En om dit te verstaan, ons identiteit reg kry. Ons gaan dit 'n stukkie doen, 3 weke oor ons identiteit. Wie ons is. Want Israel kan nie niks dinge beteken. Israel kan baie beteken. En dis wat die mense vandag, en ons kyk baie by die toere, is as al hierdie dinge is vir die Jode. Hulle sit met 'n identiteitskrisis. Hulle besef nie van waaraf hulle kom nie. Hulle besef nie wat het aan die begin gebeur nie. Want om dit te verstaan moet ons teruggaan na die begin toe. As jy jouself wil verstaan, moet jy teruggaan na jou geboortedag toe. Wat het gebeur in jou lewe tot dusver? Want dis hoe ons self, dis hoe jy jou identiteit bou natuurlik, en dan is daar ook 'n identiteit in Yeshua wat jy eendag wat jy jou hart vir hom gegee het. Wat het gebeur? Waar het alles ontstaan? Hoe het jy verander? Almal het 'n storie om te vertel van hoe was sy lewe gewees tot vandag toe. Wat se amazing goeders, wat se bad goeders, wat se genade, wat se liefde, wat het gebeur. Maar dit is goed om te gaan na die begin van die Bybel toe. En dis hoekom die Jode vandag so geseënd is. Hulle is 'n baie klein volk. Hulle reken die Jode is uit die hele wêreld se populasie 13 miljoen mense is Jode. Dis klein. Maar 51 uit 100 van die rykste mense is Jode vandag. Baie beroemde mense kom in die Jode uit. Die meeste tegnologie kom nie van China af nie, kom van die Jode af. Die meisiese ding wat die Jode gemaak het is remote. Ons man sal baie dankbaar is. Want in ons ou dae moes die kinders opgestaan het en hulle moes die knoppie gaan druk. Vandag kan jy net die remote druk. Dankie Jode. Albert Einstein, hy was 'n Jood geweest. Wat swaar M², werk dit is nie, daai het gemis in my wiskunde in my dae. Right? Selfs die ou wat
Levi denims ontwerp het. Dis 'n Jood. Kom van Levi, die stam Levi af. Imagine as die Jode nie teruggegaan het om die woord op te pas deur in Nehemia se tyd, nadat hulle 70 jaar in ballingskap gevat is, en teruggegaan het om die woord weer te gaan bewaar, die stad weer te bou, die tempel weer te bou nie. Imagine as die Jode dit nie gedoen het nie. Imagine as die Jode, soos die huis van Israel, net as hy dit bogger in die storie en hulle het heidene geword. Imagine dan was daar nie vandag Jode nie. Dan was daar nie vandag remote nie op die Levi jeans nie. Maar hulle het teruggegaan na die oorspronklike woord en het opgepas met hulle lewe. En ek hou moed daarvan voor. Dis hoekom hulle so geseënd is. Hulle Torah is opgepas. Yeshua kom uit hulle uit. Die disippels kom uit hulle uit. As die Jode nie teruggegaan het nie, wat van Yeshua? Wat was die plan geweest? Paulus kom uit die Jode. Maar die belangrikste om te verstaan hoekom hulle so geseënd is, hulle lees van die voorste punt van die woord af. Hulle lees die begin van die Bybel. Nie van die middel van die Bybel af nie. Hulle lees van die voorkant af. En dis hoekom het so amazing is, hoor gou hierdie storie. Dis hoekom Abba baie keer vir mense in die Nuwe Testament herinner in die Ou Testament. Want wat gebeur as jy jou hart vir Yeshua gee, dan die heel eerste wat die predikant weer sê, begin Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees. Alright? Dis wat die mens doen, en dit is amazing. Okay? Maar dan moet eintlik sê, begin by die voorste punt van die Bybel. Maar as jy begin daar, wat goed is, maar hoe amazing is dit Abba? Abba sê, som in Johannes 1, in die begin. Abba wys in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God. Johannes 1 wys Abba sommer klaar weer terug. Gaan lees in die begin. Dis nie mooi nie. Ja. Jy kan nie die Ou Testament uithaal nie, maar dan moet jy Johannes 1 uithaal, dan moet jy Yeshua uithaal uit die woord uit. Dan moet jy baie uitskeer, dan moet jy 3/4 van die Bybel moet jy uitskeer as jy Ou Testament wil uithaal. 3/4. So al die besigheidsreëls vir sukses kom van die voorste punt van die boek af. Dis hoekom die Jode so suksesvol is. Byvoorbeeld, moenie wat sal ek soos teken sekuriteit. Moenie sekuriteit teken, kom met die Bybel uit. Ons klomp dinge wat riglyne is. So Vader gee vir Abraham 'n blessing. Okay? Nou die blessing wat die seën wat vir Abraham gegee is dit vir die Jode of is dit vir ons almal gegee? Genesis 22 vers 15 sê, toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af. It's amazing hoe Abba so mooi heeltyd deur die engele praat. Sy teenwoordigheid. En sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van die vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, al die nasies, omdat jy na my stem geluister het. So word dit nie daarso vir die Jode gegee, word vir Israel gegee daarso, die seun van Abraham. Was Abraham 'n Jood gewees? Was Abraham 'n Israeliet gewees? Wat was hy? Vader kom gee vir Abraham die blessing wat 'n heiden is. Abraham was 'n heiden gewees. Hy was nie fisies nie, hy het in 'n heidense land groot geword. In 'n pagan land groot geword. Soos ons vandag. Dit maak nie van jou 'n pagan nie, maar hy het 'n pagan land groot geword. So met ander woorde, hulle het hom gesien as 'n pagan, maar hy was gehoorsaam geweest. Alright. So hy is in 'n pagan land word hy groot geword. Genesis 11 vers 31 sê dit. En Terah het sy seun Abraham geneem en Lot. Die seun van Haran, sy kleinseun en Sarai, sy skoondogter, die vrou en sy seun Abraham, en het saam met hulle uit Ur van die Galileërs getrek,
om die land Kanaan te gaan. En hulle het by Haran gekom en daar gewoon. So hy was 'n Galileer. En die Galileërs was pagan mense gewees. Maar hy het Hebreë gepraat. Hy het Hebreëus gepraat. Genesis 14 vers 13 sê daar: Toe kom daar een wat vrygeraak het en vertel dit aan Abraham, die Hebreër. So hy was in 'n pagan land, hy het hom gesien as 'n pagan, maar hy was 'n Hebreër wat Hebreëus gepraat. So Abraham is 'n Galileer, van 'n Galileer na 'n Hebreër. Van 'n pagan land mense wat pagan uit berggewoontes is, na 'n Hebreë toe. Dis wat so mooi is. So, wat dit beteken, hy het geshema. Hy het oorgegaan. Abraham het gegaan van 'n Chaldeër, hy het gekies om 'n Hebreër te word. Hy het gekies om Vader Jahwe te volg. Hy het oorgegaan. Hy het gecrossover. Dit is soos, ons is 'n boer, die boere het 'n tradisie, maar jy kies Vader Jahwe. Jy kies om oor te gaan. So Johannes 5 vers 24 verdeel, dieselfde woord van oorgaan, kom ook daarso in. Daar staan geskrywe: Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en op glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Gecrossover van dood na lewe. En dis presies wat Abraham met hom gebeur het. Hy het gecrossover van dood na lewe, deur 'n Hebreër te word. Dit is sy identiteit. Ons kyk na Abraham se identiteit. Waar alles ontstaan het. Want onthou, die seun is gegee aan 'n Hebreër. Die ding is, die ding wat die Hebreërs verstaan het, was om te shema. Hulle het gehoor, hulle het gedoen, hulle het geluister, en hulle het gedoen. Heer, listen en obey. Shema. Die Grieke het gehoor, maar het anders gedoen. Dis die verskil tussen Hebreër en 'n Griek. En dis die woord, Hebreërs en Grieks. So Abraham was gehoorsaam en Vader gee 'n belofte aan hom en sy nageslag. Wat ons is vandag, deur Yeshua wat vir ons kom sterf het. Hoor hierso, dieselfde belofte wat vir Abraham gegee is, die Hebreër. Wat? En dan Israel kom uit hom uit. Israel kom uit die hele nageslag kom uit hom uit. Die Jode kom uit hom uit. Al 12 boeties kom uit Abraham uit. Wat daar het aangegaan. Uit die Hebreëre. Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham volgens die belofte erfgename. So Yeshua kom en hy kom maak ons weer erfgename van Abraham se belofte vir die bruid. Want onthou, geskei. Ons gaan nou ons 'n bietjie oor volgende week praat. Geskei, Yeshua kom sterwe, hy bring ons terug weer na die beloftes. Alright, so ons is deel van die beloftes. Ons is erfgename van die beloftes. Die belofte na Abraham se gehoorsaamheid. So hoor gou wat sê Romeine 11 vers 28. Want baie sê dis Ou Testamenties, die belofte, die eerste covenant van Abraham, die Abraham covenant, die Noah covenant, die Moses covenant, daar's verskil, die priestly covenant, David se covenant, dis alles Ou Testament covenants. Daar's 7 covenants, so mooi. Amazing, 7 covenants. Alright. En hulle sê nee, dit is nou net Jeremia 31 covenant wat sê van Yeshua toe hy voor die aand gesterf het, ek is die nuwe covenant. Ek is die nuwe verbond en dis dit. Ou is nie nodig. Dis hoe die mense redeneer. Maar hoor gou wat sê Romeine 11 vers 28. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die Vaders, ekskuus. So hulle is uitverkiestes en bemindes
van die vaders. Hulle is uitverkies. Romeine, Paulus gaan en hy kom en hy beskryf presies weer ons terug. Hy vat ons terug as die chosen ones. Die chosen ones, deur een persoon Abraham moes 'n meisinger gewees het. Een wat kies om te crossover. Die seën wat hy gekry het, dieselfde seën is nog steeds vir ons volgens wat Paulus sê. Dieselfde blessing van jou nageslag Abraham sal gesien wees. Ek weet nie hoe mense kan redeneer van wat se nageslag hulle afkom nie. Ons almal kom van daar af. Dit het dalk gebeur dalk tensy jy van Ismael afkom. En dis al waar daar 'n split weg is. Ismael se geslag. Maar dan moet ons hierso gesit het met blakop op ons kop. Dit hoe dit is ja. Dis die ding. Ons kom van daar af. Die blessing is gegee vir Isak. Jakob, daar gaan ons. Voor Jordaan, daar's versprei ons. Profesie, ek gaan nou praat van, julle gaan geskatter word. Abraham sê in jou Deuteronomium, julle gaan gesif word onder die Gentiles. Dis die profesie wat uitgespreek het. Is ons gesif vandag? Ja, ons is so versprei, ons weet nie van waar ons kom nie. Maar ons kom van iewers af. En dis die probleem, die vyand steel wie ons is, van waar ons afkom. En dis wat ons allemaal ons leer oor dit. Dis onveranderd die blessing wat gegee is vir Abraham. Ek sê altyd mense, Joshua is die redder, hy is ons redder. Jy sal nie die koninkryk beerwe, jy sal nie ingaan as jy nie hom aanvaar het nie. Kom bly in my hart, as jy jou hart nie bestyn nie, as jy jou voor nie verwyder nie, as jy kom bly in my hart nie, en jy aanvaar hom nie as jou persoonlike saligmaker nie, dan gaan jy nie die hemel behaal nie. Punt. Jy gaan hel toe. Right? Maar, loop. Baie ander verse. Gedoop word. In water en gees. Dan gaan jy die koninkryk nie beerwe nie. Daar's baie. Sulke verse. Maar die res is gehoorsaamheid. Want dit is nie net om Yeshua te aanvaar nie. Daar's iets wat jy moet doen. Dis gehoorsaamheid. Ek sê baie keer vir mense, as jy, verduidelik, wys jy jou liefde vir jou pappa en jou mamma, as jy 'n kind is. Deur gehoorsaamheid. Die res is Yeshua's redding, die res is gehoorsaamheid. Wat het Abraham gehad? Gehoorsaamheid. Dis hoekom hy geseënd is. Hy sou sy kind geoffer het. Dit is gehoorsaamheid. Dit is liefde. As ek verkeerd gesê is gehoorsaamheid. Hy het gehoorsaamheid gehad. Vader sê, gaan offer jou seun, ek sal gedoen, Vader. So imagine yourself, jy sit en jy kom as 'n kind, en ek gaan verduidelik natuurlik, jy en jou pappa eet elke dag, Vrydagmiddag, en dis so my sê ons doen dit, ek en my pa en my seun. Vrydagmiddag eet ons, dit is 'n ingestelde ding, ons eet 'n peanut butter en stroop broodjie. Dis amazing. Prys Abraham. Alright. Nou, ons doen dit al vir jare en jare doen ons dit. Nou ewe skielik kom my seun en hy sê, hoorie so pappa, maar ek dink hierdie Vrydag eetery, hierdie lekker broodjie wat ons eet, is nou nonsens. Van nou af gaan ons dit Maandag eet en ons gaan appelkoos koffie broodjies eet. Hoe gaan my pa voel? As nou ewe skielik kom hierdie jong laaitjie en hy wil sommer nou die dag verander. Soos die Sabbat. Hy wil die dag kom verander en hy wil sommer sê nou kan ons varkens eet. Hoe gaan jy voel as pappa? Waar jy al die jare dit gedoen het en dis wat hulle gedoen het. Nou kom verander jy dit. Jy gaan sien as 'n rebellie. As jy kan blaai, sê jy blaai. Jy gaan pak staag gee. Op 'n stadium. Met ander woorde, op ander maniere, want as hulle kom vra vir 'n kar of 'n fiets of vir iets, gaan jy dit hom gee? Nee. Jy gaan nie. Ek sal nie. Maar was so lief, hy sal nog ek sal nie vir hom gee. Maar is die ding. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wys liefde. Yeshua sê self in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Dit is liefde. Dis bewaar die gebooie. Dis liefde. En gebooie gelees in Eksodus 20 gaan aan, dis die hele wet. Nie net die 10 gebooie nie. Dis die wette, die insettinge en verordeninge. Dis hoe jy liefde wys. 1 Johannes 2 vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken. Ja daar, right? Dis liefde.
as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hierna weet ons dat ons in hom is. Johannes sê dit. Nie die Ou Testament nie. Joshua sê dit. Nie die Ou Testament nie. Ons moet die gebooie onderhou. Die laaste bladsy in die Bybel sê, ons moet die gebooie onderhou. Die laaste bladsy. So in die begin was die verbond gegee aan Abraham, die covenant. Toe sy sien Isak en toe aan Jakob. Nou Jakob se naam beteken bedrieger. Ons almal ken die storie van hoe Jakob sy boetie Esau bedrieg. Hy het gemaak ons hy die Isak was blind geweest en hy het gemaak ons by Esau is en hy die blessing ontvang. Die eerstgeborene reg. Maar Esau het nie eintlik belang gestel aan daai eerstgeborene reg nie, want kan jy dit dink, sal jy jou eerstgeborene reg ruil vir 'n bakkie sop? Sal jy jou aardkorsie ruil vir 'n bakkie sop? Hy het nie gehoor, hy sê, kyk, wat is vir 'n bakkie sop? Maar Jakob was verkeerd geweest. En ek betaal daarvoor, hy het sy naas afgekou. Maar hy het die eerstgeborene seun ontvang. En Jakob, eers het vir my vertel, Jakob, ek gaan jou kry. As ek jou weer kry, gaan jy moeilikheid hê. Hy was glad nie ongelukkig, ek wil nie eers dink het kan gebeur het. Hoe gaan dit gebeur? Hoe sal dit reg kry om vir papa Isak te verander? So, het dit gebeur dat na rukkie, nadat Jakob by Laban gewerk het, en sy 2 vrouens gekry het dit gebeur dat hy op pad was om vir Esau te gaan sien, en so gaan hulle toe, Jakob is slim, hy stuur vir sy vrou en sy kinders sommer vooruit, gaan kyk julle op, as Esau niks aan julle doen, dan sal ek seker ook alright wees, hy stuur hulle oor die Jabok rivier, en hulle gaan, okay? En hy sê, ja, ek gaan hierdie kant bietjie bly, en dis toe hy agterbly, en hy met Vader Jahwe stoei, hy stoei met hom. In Genesis 32 vers 24 sê, maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. As jy gaan kyk, die volgende vers presies, dit is Vader Jahwe, right? Geworstel tot dagbreek. Hy het hoogs vrees gehad. Ek dink dis die tweede ou wat vrees het in die woord. Eerste een was Joshua, wat so vrees gehad het dat sy bloed verander het, sy sweet verander het in bloed. En die tweede een wat ek was gewees, Jakob, want hy sê, Vader, u moet my seën. As u nie my gaan seën nie, gaan ek nie, gaan nie. Hy het gestres vir Esau, want Esau was 'n grove ou gewees. Jakob was hierdie huisou wat die kos gemaak het en al die skorrelgoed gewas het. Esau was die ou wat die boog gejag het en hy was 'n ry, want dit was 'n robbeman gewees. 'n harige, grove ou, rooikop ou. So dit was hy gewees. Dink Jakob wat sien ons hierdie rustige ouetjie. Maar in elk geval, so wat gebeur? Steeds verder, het geworstel tot dagbreek, vers 25. En toe hy sien dat hy hom nie oorwin nie, slaan hy hom op die heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het en die worsteling met hom. Wat doen die vader? Stak hom op sy heup. Nou daai tyd het as jy iemand aan sy heup geraak het jy sy autoriteit weggeneem. Daar was ook 'n belofte gewees, dis in die inner time, maar elke daai as jy daar geraak het beteken ek vat jou autoriteit weg. Right. En op daai stadium het Jakob die verkeerde autoriteit gehad. Hy was 'n bangbroek. Hy het gestres. Hy het nie gestap in geloof nie. Hy het nie 'n man of God, daai rakse Zakamas in hom gehad nie. En Vader kom raak oor hom en hy verander sy identiteit. Hy verander sy geef hom die siel. En hy seën hom. Hy werk nou wel 'n bietjie krippel geloof. Maar Vader kom verander hom. Nee daar. En dis 'n amazing oomblik wat vir ons vandag baie beteken. Hy verander sy naam na Israel. Israel. Ek moet verder lees, Christus klaar lees. Vers 26. Toe hy sê hy laat my gaan want die dag het gebreek, maar hy antwoord ek sal u nie laat gaan tensy u my seën nie. Vers 27 en hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.
So Jakob se naam is Israel. Israel beteken om te stoei. Maar hoe mooi sê die Engels dit? To struggle with Yahweh, to rule with Yahweh. Dis die naam Israel. Struggle. So in ander woorde, dit Israel beteken om te stoei. Ja, was hulle toe hulle in die beloofde land ingegaan het, was 'n belofte van melk en honing. Maar daar was ook oorlog gewees. Eksodus 3 vers 8 sê, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, om hulle te laat uitoptrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, op 'n land wat oorloop van melk en honing. Right, daar was melk en honing, maar ook oorlog. En dis waar Israel sy betekenis van sy naam kry om te struggle, want hulle het oorlog gehad, maar is 'n geestelike struggle, want hulle moes geestelik heeltyd teshuva, hulle moes heeltyd, Israel is nie net 'n struggle fisies nie, van ons stoei en ons fight en alles nie, dis 'n geestelike fight ook vir die bruid, want Israel is die naam van die bruid, ons is die verlore skape van Israel, en Israel beteken ons gaan stoei, maar ook geestelik stoei. Daar is manna, daar is vars manna, daar's melk en honing, daar's geestelike geskenke vir ons, maar dis 'n geestelike stryd ook elke dag. Onthou julle die akasiëhout? Die akasiëhout van die tafel van Toorbrode. Dis hard, dorings, donker. Daar is sulke tydperke in ons lewens. En dis hoekom Yeshua sê in Matteus 16 vers 24, en toe sê Yeshua vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Weet julle hoe deny is die Engels? Dis nie net sommer van, gou ek volg nie. Weet jy, dit beteken om jouself te verloon? Te deny? Weet jy, baie dinge moet ons deny? Wat 'n voorreg is, dankie Abba, as doen vir u, ons lief vir u. Maar jy moet baie deny, die woord sê, die wêreld sal jou haat. Haat ons? Ja. En dan sê hy, tel op jou kruis opneem en my volg. Dis 'n aksie, optel. Nie van hier is my kruis nie. En daai kruis was swaar gewees. Yeshua moes homself gedraai. Dis 'n struggle. Hy's geslaan. Dis of van hy praat, sê net 'n kruis op kan loop nie. Dis gaan jy as jy 'n kruis optel, gaan jy aanvaar om geslaan te word, gespoeg te word, gespot te word, gesteek te word, gegeesel te word. Dit is wat beteken as jy hom kies. En dit is wat Vader sê daar in Israel, jy gaan struggle. Punt. Maar die beloning is groot vir jou. Daar is 'n belofte, daar is 'n beloofde land vir jou Israel. Daar is 'n tydse sal vir jou 'n koninkryk. As vir jou stad, wat Yeshua nou gegaan het om ons voor te berei. So Israel was deur Josef vir 430 jaar in Egipte gewees. Hulle het gestruggle op. Hulle is onder slawerny gesit. 12 seuns het 12 stamme geword. Hulle het vrugbaarheid aanvaar, want waar is jy wees vrugbaar en dit ge-expand. Hulle het baie mense geword. Hulle het ook gecrossover. Hulle het ook oorgegaan die dag toe hulle die bloed van die lammetjies. Hulle het gecrossover uit Egipte uit, deur die Rooi See gedoop in die beloofde land waar Vader staan, in die woestyn, waar Vader staan en sê, kom, ek wag vir julle, kom worship my. Hulle het gecrossover. Hulle het ook gekies soos Abraham om die hart te besny, om te aanvaar. Dis die hartsbesnydenis. Die dag as jy vir Yeshua aanvaar, dan cross jy ook over. Ou mens sterf, nuwe mens toe. Dis wat Johannes praat van die ou mens na die nuwe mens toe. Die ou Egipte weg, nuwe mense. Nuwe naam, nuwe identiteit. Nuwe wet, nuwe covenant, beloofde. Dis wat met ons ook gebeur. Hulle het al gecrossover en hulle het die eerstgeborenes geword, want die wat buite die covenant was, wat buite die bloed van die lam wat in die woestyne was, die eerstgeborenes het gesterwe. Die wat binne die deure was, wat binne die bloed van die lam
het die eerstgeborenes geword van Vader Jahweh. 50 dae na dit opberg Sinai, dis waar Vader sy Torah, sy huwelikskontrak vir sy bruid gee. Van my bruid, my vrou, hiersoos wat ek wil hê jy moet vir my doen. Asseblief, doen dit net dit. Dis al wat ek vra. Vir Israel, let wel. Opberg Sinai gee Vader sy Torah, sy wet, die eerste 5 boeke vir Israel. En ek hoop mense kan dit hoor. Nie vir die Jode nie. Al 12 stamme wat by die berg Sinai, omberg Sinai staan, en die vreemdeling, die stranger. Nou die vreemdeling was heeltyd saam gewees. En dit is so mooi hoe Abba hierdie vreemdeling saam sit, vir die wat verward is vandag, waar ek sê, ek weet nie van waar ek kom nie, daar was 'n vreemdeling gewees. Die vreemdeling, al wat hy moes gedoen het, hy moes besny geword het, dan mag hy deel gewees het aan die feeste, aan die Pascha, aan Pesach, alles. Hy moes net besny geword het met die teken. En vandag word ons hart besny deur Yeshua. Is ons dan deel van dit? Ja. Deel van wie? Van die heidene? Nee. Van Israel. Dis die prentjie. So Moses sê die wet ontvang aan Israel. En hierso by die Jordaan, so 40 jaar in die woestyn, hulle gaan dan so, hulle voete gaan nie, hulle skoene gaan nie verweer nie, hulle klere nie, Abba sorg vir hulle God met hulle, Jahweh met hulle. En hulle kom hier so by die Jordaan, en net voor hulle oorgaan in die beloofde land, dit is die tydperk van Josua, ontvang die, hoorgemooi so, the sons of Israel, die seuns van Israel. Daar die ou mense het agtergebly, die seuns van Israel het ingegaan. Hulle ontvang die verbond. Okay, dis 'n baie belangrike gedeelte hier, en ek gaan vir ons 'n stukkie so uitlees vandag. Die covenant. Covenant vir die bruid. Moses se laaste woorde aan hulle en Joshua die belofte aan hom. Daar staan hy as Joshua sê vir die seuns om te besny. Soos net voor ons ingaan in die beloofde land, Joshua sê, gaan besny gegaan. Gaan maak seker julle dra die teken. So Israel moes kies op daai stadium wie hulle moet dien. Joshua sê kies. Joshua 24 vers 14 sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtigheid. Beleef die storie. Hy praat met, jy sien Jordaan, jy sien beloofde land, jy sien giants, al die Hittite, parasiete, almal wat daar so is. Hulle moet hulle gefeis dan. Right? So hy staan voor die Jordaan, hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtigheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Efraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Hy sê kies, choose whom you will serve. Of die gode wat julle vaders nie oor kan van die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite en wie die land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis wat Joshua sê ons. Gaan besny, kies wat jy wil doen. Vader spreek met hulle die laaste woorde voordat hulle die land moet oorgaan oor die Jordaan. Dis soos Abba kom sê dit vir ouers. En die stuk kom aan eindig is hierdie 2 berge. Daar's 2 berge by die plek waar hulle hierdie verbond kry. Alright? Hierdie blessings en die curses kry. Nou dis 2 berge Jordaan. Nou ek weet julle self indink terwyl ek hierdie storie vertel. Daar's 2 berge. Jordaan, beloofde land. Die 2 berge is, die een berg is berg Ebal. En die ander berg is berg Gerizim. Dis die 2 berge. Right. So die een berg is die berg van seëninge en die ander berg is die berg van vloeke. So wat gebeur het? Vader sê vir Moses deel die is vir Israel, die 3 miljoen mense, plus minus ongeveer.
Deel hulle in 2 groepe. Met ander woorde, 1.5 miljoen mense hierdie kant, 1.5 miljoen mense hierdie kant. So dit was net 'n klein berg geweest. Hulle staan op elke berg. Hulle klim op en hulle gaan staan op elke berg. Dan sê Vader, alright, julle moet die Lewiete moet tussen die 2 berge staan daai dag en dan moet hulle die verbondsark ook daar tussenin sit. Alright. So dit is presies in die middel tussen die 2 berge. Alright. En dan wat hulle gedoen het is hulle elke vers van Deuteronomium 28 uitgeskree. En as hulle uitgeskree het, die volk dit gesê en dan het hulle geëindig met elke vers, Amen. Kan jy dit dink? 3 miljoen mense wat gelyktydig 'n vers sê en Amen. Dis voor die beloofde land wat ek doen. Hulle skree die blessings uit en hulle skree die kursus uit van Deuteronomium 28. So mooi prent van die tafel van toonbrode. Op die tafel van toonbrode, hoor jy so, is op 2 brode. 6 brode aan die een kant, 6 brode aan die ander kant. Die tafel van toonbrode. Tussen die 2 brode is die beker, die tirosh, wat die bloed van Yeshua verteenwoordig, wat die verbond verteenwoordig. Op die tafel van toonbrode die 12 stamme wat die bruid verteenwoordig, die bruid wat beskerm word in die omheining wat Yeshua is, die tafel wat gedek word, Vader se tafel, die brood wat die voorsiening is vir die bruid, die beskerming vir die bruid, die 2 hoope van 6 wat verteenwoordig, dis die mens, die getal van die mens, alright? En tussen dit, die beker, die covenant, en daai 2, soos Vader, bergebal, berggersien, verbond en wil. Presies dieselfde. En Abba sê, kies. Kies, curse, kies, blessing. Kan jy nou sien die taal van toonbrode? Is nie amazing nie? Kies. Blessing of curse. Die huis van Israel, ook huis van Jode. As jy kyk die 2 stapels, was die woorde daarvan tyd, Israel wat gesplit word, ons gaan praat van huis van Jode, huis van Israel. 2 huise. En wie blessing se kies? Huis van Jode, Israel, blessing van curses. Israel is geskei as gevolg van hulle boerdery. Ook op die tafel van toonbrode. En hoe? Al volgens Jesegiel 37, hoe al 2 huise weer by mekaar gaan kom en die bruid gaan wees. Yeshua die verlore skape weer gaan haal. Want soos Vader se wil is, gaan ons praat oor nog identiteit, nog so 3 weke, ons gaan aangaan in identiteit. Praat oor die stamme, praat van hoe die verlore skape, hoe hulle geskei het, wat het gebeur, al het gebeur. Maar ek gaan ons eindig met Deuteronomium 28. En ek gaan net vir ons die blessings lees, want die kursus saam, dit is 64 verse. Ons gaan ons heel dag hierso sit. Ek gaan net vir ons die seëninge uitlees. Nou hoor gou mooi hierdie blessings wat Abba gee. En dit is belangrik om te verstaan. Baie mense sê dit is die nuwe verbond. Ek gaan nou vir ons lees. Dit was net 'n hersiening. Die Moses covenant op Berg Sinai het nog steeds bly staan. Alright. Okay. So hierdie gaan ek vir ons lees die seëninge. So Deuteronomium 28 is blessings, curses, seëninge en vloeke. Vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie. Nou dit is na 40 jaar Berg Sinai. Wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Vers 2. En al die seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Dan hulle dit hierdie hart geskree, 3 miljoen mense wat hierdie uitskree. Soos in geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Amen. Dan sê hulle, geseën sal jy wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee en die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou klein vee. Amen. Laat dit so wees.
Geseënd sal jy wees jou mandjie en jou bakskottel. Amen. Geseënd sal jy wees by jou ingang en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal jou maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op elke pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied en jou skure en alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou gee. Hoor die blessing. Ons moet dit lees elke dag. Dis 'n belofte wat Abba uit sy mond uitgee. Vir ons, vir die bruid. Dis wat Yeshua gedoen het, die vyand herinner aan die woord. Gaan lees die woord. Sit dit op teen jou deur en lees dit elke dag. Vers 9, die Here sal vir hom as heilige volk bevestig soos hy dit gesweer het. As jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel, daar's altyd 'n as. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal vir jou vrees. Onthou dis vir Israel, nie vir die Jode nie. Die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee en die vrug van jou liggaam en die vrug van jou vee en die vrug van jou land en die land wat die Here aan jou vaders met die eed beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die sterk maak nie, en hy sal jou net boontoe en nie ondertoe gaan nie. En as jy luister na sy gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat aan julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop en om hulle te dien nie. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou sy gebooie en sy insettinge, let wel, wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Gaan lees gerus die vloeke by jou huis, en ons nog die volgende 40 verse oor vloeke. As jy nie sy gebooie en sy insettinge kom, as jy nie sy Sabbat eer nie, as jy nie sy feeste doen nie, dan kom die vloeke. Die belangrikste gedeelte, ek het 'n bietjie geskiep, is vers 64. En die Here, dis nou die vloeke, poem. Julle wil luister vir my nie, hoor wat Abba sê, en Abba kom profeteer, wat gaan met Israel gebeur. Hy sê, en die Here sal jou verstrooi onder al die volke, en die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode hout, speerkaarsies boom, en klip dien, wat jy voor hom bid, wat jy aan jou vaders nie gedien het nie. Vader sê, Israel, sê, doen nie, ek gaan jou verstrooi. Dit is profesie, maar het word weer en weer in die woord word gesê. Jesaja praat van julle wat gesprei is, julle wat gesif is onder die Gentiles. Dit het gebeur. Vader kan profeteer dat by week klaar. Dis hoe die segel gesê, die segel in jou kop verhard, maar die mense gaan nie luister. Dit het gebeur. Deuteronomium 29 vers 1, is net na al die blessings en kursus. Dis die woorde van die verbond, wat die Here Moses beveel het om met die kinders van Israel te sluit in die land Moab. Behalwe, hier sal mense heeltemal verkeerd wees, die verbond wat hy by hulle by Horeb gesluit het. Hier sê mense, wat nou daar val die berg Sinai verbond weg, maar hoor gee so. Daai behalwe, dit is, so Vader, hier staan geskrywe, nie van hier nou 'n verbond vir julle hier voor die Jordaan, behalwe, staan. So behalwe, moenie worry oor die berg Sinai nie, alright? Moenie oor die berg Horeb worry nie, behalwe. Maar daai behalwe, as jy in Engels gelees, staan daar besides, apart from. So, moenie vergeet van die berg Sinai covenant nie.
apart from daai, hier is vir nog een. Lees hierdie uit. En dan staan daar, die verbond wat hulle met by Berg Horeb. Berg Horeb is ook Berg Sinai. So moenie vergeet van die Mosaic Covenant nie. Moenie. Behalwe Deuteronomium 29 vers 14. En nie met julle alleen maak ek hierdie verbond oorgegee hierso. Vir julle wat dink dit het daar gebly in die woestyn of daar gebly in Israel. Vers Deuteronomium 29 vers 14 gaan skryf dit neer. En nie met julle alleen maak ek hierdie verbond en hierdie eedswering nie, maar met die wat vandag hier saam met ons voor die aangesig van die Here ons God staan. Okay, dis nou die wat daarso voor die Jordaan staan. En met die wat hier vandag nie saam met ons is nie. Ons. Met die wat nog kom. Met die wat nie saam daai dag daar was nie verbond. Jy sien die woorde. Met die ander mense op wat nog kom, wat nie daar was nie. Dis wat dit is. Die woord met homself vertuig. Die woord sê die een plek dit verander. Mag Abba ons leer in ons identiteit. Mag ons identiteit terugkom, want die vyand het ons die tyd gesteel op 'n stadium in die lewe. Die vyand en die boerenasie se identiteit gesteel. En ons loop hier rond so skape met geen herder nie. Yeshua is die heining. Hy is die deur, hy is die hek. En deur hom moet jy ingaan en jy sal beskerm word. Daar sal vir jou brood wees. Daar sal vir jou voorsiening wees. Daar sal vir jou beskerming wees. Vader, nooi jou in. Kom in skapie. Ek wag vir jou, ek wil met jou kom eet. So gaan ons eendag weer saam met Vader Jahwe eet in sy koninkryk. Amen. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir hierdie woord. Abba, hierdie woord is waar en hierdie woord is vir altyd vas, Abba. Die woorde kom nooit leeg terug nie, Vader Jahwe. Die beloftes is vir altyd vas. Die kursus is ook vir altyd vas. Boetie, as is al, jy moet kies. Jy moet kies. Vader gaan nie vir jou kies nie. Vader se beloftes is vas vir jou. Dis nie jy wat verander. Abba is nog altyd dieselfde. Dis nie jy wat verander. Vader, dankie Abba dat ons dat U ons op 'n stadium in ons lewe kom uitruk het uit die wêreld uit. Dat ons kon kies om te crossover. Dat ons die bloed van Yeshua kon aanvaar het en die eerstgeborenes geboorte het saam met Yeshua. Dat U ons 'n naam gegee het as Israel. En dankie Vader dat U Yeshua gestuur het om vir ons te kom sterwe. Hy is die man wat dood gegaan het. Sodat U wettiglik weer Israel kon trou. En dat ons die verloving het saam met U seun Yeshua en dat ons eendag saam aan tafel begin sit in die koninkryk as die vrou. Vader, ek bid Abba dat U ons sal wys, Abba, as daar nog enige suurdeeg in ons liggame is. As daar nog enige sonde is wat ons het, Abba, wat ons kies om hierdie vloeke in te hê. Want U sê ons sal die vloeke ontvang wat in die woord staan. Vergewe ons, Abba, as daar nog ietsie is wat ons nie reg doen nie, oor nie. Vader, want ons hart begeerte is, Abba, as hierdie blessings. Maar U sê, my kind, as jy jou hart begeerte maak, soek eers my koninkryk en my regverdigheid, dan sal ek jou hierdie blessings gee. Goed dan, sis, waar wil jy wees? Of sit jy soos in die middel? As jy voet een kant en jy voet ander kant. Abba, roep jy vandag om te kom. Om die weg te volg wat hy sê, sien Yeshua vir jou kom maak het. Terug na hom, hy roep jou elke dag. Hy staan
en hy roep jou, hy wag vir jou om te kom worship, soos hy gewag het daai tyd in die woestyn vir Israel, om hom te kom worship. Dankie Abba vir hierdie dat U net hierdie juk het heeltyd vir ons sê, maar dankie ook vir hierdie, want niks is juk nie, wat Yeshua sê is dat lig is die juk en sag is die las. Dit sal nooit die juk wees nie. Maar die wêreld wat hierdie juk op ons plaas, dankie Yeshua, U het lig maak vir ons. Dankie Vader vir hierdie melk en honing wat vir ons wag, en wat nou vir ons is. Dankie daarvoor Abba, ons eer U daarvoor. Dankie vir U roeg wat in ons harte is. Dankie dat U U hart van klip uitgehaal het en ons 'n hart van vlees gegee het. Dat U U roeg in ons harte geplaas het om ons te leer en te help maak te doen U insettinge en U verordeninge. Dankie daarvoor Abba dat U U Gees in ons geplaas het om ons te help, ons te leer en ons te wys en ons te troos. Ons eer U daarvoor Abba. Maar Vader, dankie bo alles dat U vir ons hierdie seën gee. U sê Israel, nie Jode nie, Israel ontvang hierdie seën. Moses en Aaron spreek het uit oor Israel. Die wat daar is en die wat nog moet kom. Die wat nie nog is nie. Die vreemdeling ontvang deur die hartsbesnydenis. Deur die bloed van Yeshua, die bloedcovenant ontvang hierdie seën. Want hy het jou deel gemaak as erfgenaam aan die beloftes. Dankie Yeshua. Dankie dat ons weer kan deel wees van al hierdie beloftes. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie seën, dat ons dit kan ontvang vandag. Moet ons sê, al wat jy het te doen is wees lief vir Abba, onderhou sy gebooie, ken hom, wees lief vir hom. Moet ons ontvang nou hierdie seën, Abba Yahweh vir jou het. Abriga Adonai Bishmarich, ja Adonai Panavlecha, Vigeneka, Yesa Adonai Panavlecha, V'yasem lecha shalom. Abba sê hy sal jou seën. Hy sê hy sal. Abba sê hy sal jou bewaar. Hy sê sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom net wees lief vir hom volgens Psalm 91. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal na jou toe kyk, die dag soos hy gekyk het die dag toe sy seun Yeshua vir jou gesond is gesterf het om jou deel te maak. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn soos 'n menorah vir hom in hierdie donker wêreld. Mag jy 'n lamp vol olie wees dat jy kan skyn. En Abba sê hy sal vir jou shalom vrede gee. Ontvang sy vrede wat hierdie dubbel porsie van vrede wat hy vir jou het vandag en hierdie week wat voor lê, ontvang dit nou, bruid van Yahweh. Dankie Vader, ons eer en ons vra alles en die seën, ons koning, ons hoëpriester, die seën van Yahweh, Yahushua Mashiach se naam, deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen.